and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. He has fire in his eyes and a sword in his hand. He's riding a white horse all across this land. And he's calling out to you and me. Will you ride with me? He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. He's calling out to you and me. Will you ride with me? Will you ride with me? We say yes. Yes, Lord. We'll ride with you. And we say yes, Lord. Sit boys, baie dankie. Aan Sean en JC en die perdemanne, wow, weer eens. Julle roer ons hartsnare manne. Daar is regte cowboys. Jenny, as jy bietjie wil 'n cowboy gaan ontmoet, gaan praat bietjie met JC oor sy wille daar in Amerika toe hy bulle gery het, boys. Ek gaan nie lank wees nie. Ek moet julle iets sê oor name. Ek het so bietjie gaan opslaan. En dis eintlik julle almal se capping seremonie hierdie naweek. Ek het 'n bietjie gaan kyk wat is die wolramme se byname. Hoor die manne, hoor hierso. Hulle speel hierdie naweek teen Sentraal as ek reg is en ek wil die hele eer vir hulle wat oefen wanneer ons nie is nie op hierdie veld. Gisteraan staan ek hier in die 5 meter lyn is daar waar die bedieningstent eindig. Man, ek kry sommer hoendervleis. Vir 'n ou wat rugby speel of gespeel het, is daai doellyn dis 'n plek waar jy wil wees. Daar agter die palle is jy, as jy ons geskor het, is dit nie lekker nie. Ons speel 'n matriek teen Monnas en hulle trap ons 74-0. En die ouens sê ons was gelukkig om 0 te kry. So hier gaan nou een van Vader se grootseuns opdraf, maar hoor hierdie name. Nommer 1 is Muffin, nommer 2 is Rhino, 3 is Dolfyn, 4 is Tamatie, 5 is Smirre, 6 is Flanks, hy is die kaptein, 7 is Sous, en dan my favourite, want ek het hierdie week vir my sommer 'n splinter nuwe radkas ingesit. So nommer 8 is Radkas, nommer 9, soos hulle almal is, Eyster, nommer 10 is Stroppie, 11 Geisie, 12 Struis, 13 is Kopper, ek wonder of dit is omdat sy hare so koper kleur het. Nommer 14 is Jerry, nommer 15 is Flint, en die bomsquad is Wiele, Hammer, Doepa, Zazu, Zazie, Pepsi, Lood, Gaffel en Rats. Dis manne, ek wil nie in hierdie ouens vasloop nie. Dit klink rof. So hulle sê vir my in hierdie skool as jy inkom kry jy 'n bynaam en dit bly by jou. Manne, die tema van hierdie naweek is surrender. En ek het Cowboys en Crooks gespeel en julle het Cowboys en Crooks gespeel en as 'n ou vir jou om die hoek kom en hy sê hands up, dan hands up jy. En hierdie naweek moet party van ons hands up. We need to surrender this weekend, guys. We need to put things behind us. The other day the Lord showed me, as jy 'n klip gooi agtertoe, you'll never throw it as far as forward. If you throw a stone forward, you can aim at it, you can hit the target, you can throw further. So I picked up a Beretta for one of these young guys. Waar is die jong mannetjie? Waar is die jong oudjies? Hulle Joel Iwers. Hy sê, okay, jy's jong genoeg vir 'n Beretta. That's it. Without any further ado, I want to ask my brother John and Yaku to come up. And Yaku is going to tell his own story. So I've asked John to pray for Yaku. Yaku Kriel, baie welkom broer. John, will you do us the honors? Môre manne. Amen. 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 Ek kan ons net vir 'n oomblik gou vir Jaco net bid julle.
Father, I thank you this morning in the name of Jesus for another beautiful day. Lord, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Father, I thank you that as Yaku has opened himself up to be your free-flowing vessel, Holy Spirit, will you come and work through him? Will you take his mouth word and every word that he needs to say, will you amplify and magnify it, Lord, to flow from him and enter in every heart and mind of every man. Thank you, Lord, for open hearts to receive what he needs to bring. And thank you, Lord, for the message. And Lord, as that flag was handed over to the horsemen to take it to the next place, the Evangelios, I believe it was called, Father. May it be a baton that is passed, Lord. The fire has been started, Lord. Thank you for the wood that is going to throw on that fire. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Toets. Asai, good morning men. Yes, lekker om so vars oggend hier in Kraddock te wees hier voor julle. It's an honor to stand here today. But I definitely don't stand before you as a perfect man today. But as a man who walked through loss, pain and hardship. And who has seen the faithfulness of God in the middle of it all. Along the way I made choices I'm not proud of. I picked up habits that pulled me in the wrong direction. Instead of dealing with the pain the right way, there were times I tried to escape it in all the wrong ways. When people look at success, they often only see the highlights. They see the wins, the titles, the recognition. But what they don't see are the setbacks, the pain, the moments where giving up feels like the easiest option. Agter elke liewe man is daar 'n storie. Vandag gaan ek bietjie met my storie met julle deel. So ek is 'n jong lad gebore daar in Standerton, klein dorpie in Mpumalanga. Familie van 5. Ek was die jongste gewees. My broer 5 jaar ouer as ek, my suster 9 jaar ouer as ek. En ongelooflike ondersteunende gesin. Van 'n jong ouderdom af was ek versot op sport. Rugby, cricket, landloop, atletiek. Net nie swem nie, want Standerton is so koud soos Kraddock, so het nie baie geswem nie. En die eerste herinnering wat ek gehad het, is my pa wat my geleer het rugby speel. Ons het op 'n plaas gebly, hy het by 'n briekooks gewerk. En hy het altyd so 'n mieliesak gevat, vol stronke gemaak. Sê hy, my seun, dan meet hy so 10 meter uit, dan sê hy, my seun, hardloop en dan duik hy so laag as wat jy kan. Dan duik hy mieliesak, net in stronke spat. En dis my eerste herinnering wat ek gehad het van sport, wat vir my lekker was. Ek was nog redelik goed in landloop. Onthou die dae wat ek moet gaan oefen as 'n jong laaitie. Dan ry my ma langs my en dan speel sy vir my musiek. Ek dink dis hoekom ek nie van Kurt Darren hou deesdae nie, want sy het die hele tyd my Kurt Darren gespeel. En dan hardloop ek en dan motiveer die musiek my en so gaan ons aan. En dit was regtig ongelooflik om in so 'n ondersteunende gesin te wees. Ek het een van die grootste lesse in my lewe geleer, wat ook 'n baie goeie les was, toe ek 8 jaar oud was. Ek het landloop toe gegaan, SA's toe gaan met landloop. My pa vra my toe die een Saterdag, my seun, wil jy gaan oefen voordat jy na die verjaarsdagpartytjie toe gaan, of wil jy gaan oefen as jy terugkom? Nou, al die papas wat hier sit, en al die jong manne wat hier sit, jy weet, 'n 8-jarige laaitie, hy wil eers partytjie hou. Gaan na die partytjie toe, sê vir my pa, nee, ek sal oefen na die tyd. Kom terug daai middag, my pa sê vir my, okay my seun, jy het nou gesê jy gaan oefen, jy het verantwoordelikhede. Soos enige 8-jarige laaitie, nee, ek is nie lus nie, ek wil nie nou nie. En voor ek my oë uitvee, wap, sê is van die bestes. Oë net so groot, sit en huil. My pa kom sit langs my, en dis dieselfde storie van my seun, ek doen dit omdat ek vir jou lief is, en nou omdat ek vir jou omgee. So almal het al daai storie gehoor. Hy sê vir my, hier's 'n lesie uit. Hy sê enigiets wat jy gaan begin in die lewe, gaan 'n mate tot opwinding hê. Jy gaan committed wees. Jy gaan reg wees om te gaan. Maar soos wat dit begin, gaan enigiets in die lewe wat jy begin, gaan dit iewers taaf ook raak. Sê daar gaan iewers tye kom wat jy goed moet doen, wat ander mense nie sien nie. Wat jy die regte ding moet doen, wat ander mense nie kyk nie. Hy sê, my seun, en ek het jou vandag pak slaag gegee, want jy wou opgee, toe dit taaf geraak het. Jy wou nie doen wat gedoen moes word, as ander mense nie gekyk het nie. Hy sê, van vandag af, as jy iets begin,
maak jy dit klaar. Of nou in die sport is, of in die lewe, of kultuur, of wat ook al. As jy jou ondersteun, as jy het begin, man, maak dit klaar. As jy dit nie wil doen nie, sê vir my, dan los ons dit. Ongeag was dit my laaste landloopresies gewees, en ek het nie meer landloop gehardloop nie, maar my pa het by sy woord gestaan en my ondersteun in elke liewe ding wat ek gedoen het. Op skool was ek altyd een van die kleinste ouetjies in my graad. My krielknoppe genoem. Jy het net knieë, enkels en ore gesien. En ek het altyd scrum-half en fly-half gespeel. Ek was die kleinste gewees. Ek het nooit enige provinsiale spanne gemaak nie. Hulle het of my gesê, Jaco, jy weeg nie genoeg nie, Jaco, jy is nie groot genoeg nie. En so het ek deur hierdie proses gegaan. Dan kom ek by die huis hartseer. Dan vra my pa my, wat fout, na proewe. Dan sê ek, papa, hulle sê, ek weeg nie genoeg nie, ek is nie groot genoeg nie. En kyk my pa vir my en sê, my seun, gewig tel net in 'n slaghuis. Gaan speel jou hart uit. Ja, dan is ek weer gemotiveerd. En in start 8 het ek van die kleinste fly-off afgaan na die kleinste flank toe, 'n meneer wat my flank toe geskuif het. Maar ek het dit gedoen vir die liefde van die sport. Dit was my lekker gewees. In matriek het ek 'n ongelooflike voorreg gehad om Kruienweek te speel vir die Pumas. En ek was op die bank gewees, maar ek het nog steeds my hart uitgespeel. En op daai toernooi het die leeu's en die bulle my genader. Ek en my pa het pad gespeel op ons afdag. En hy kry 'n oproep, hy sê, nee man, is my seun se tyd, ek gaan nie nou antwoord nie. En eventueel antwoord hy, toe die leeu's wat hom bel, hulle wil graag hê ek moet na hulle toe gaan. Kyk, ek's 'n leeu-ondersteuner van 8 jaar oud af. Daai 96, 7, 8 jaar en 96, daar toe hulle als gewen het. My pa het vir my gesê, nee man, word 'n leeu. My pa was die grootste bloubol gewees, so ek was 'n bloubol tot so 6, 7 jaar, toe word ek 'n leeu. So by Kruienweek, hier bel die leeu's my, sê nee, hulle het hierdie geleentheid vir my, net kort daarna, toe bel die bulle, my pa. Toe sê hulle, hoorie, hulle het hierdie geleentheid, en typiese pa, ja hoorie, wat bied julle my seun? En hulle sê toe neer, is min of meer dieselfde, en my pa het daai tyd die wysheid in sy gehad, en gesê, al is hy die grootste bloubol, hy sê, my seun, ek dink jy gaan beter geleenthede kry by die leeu's, gaan maar soontoe. En ek dink is maar nie die wysheid van God wat op hom gepraat het, want tot vandag toe verstaan ek nie hoekom hy my in daai rigting gelei het nie, maar ek's baie dankbaar. Daar het ek leeu's toe gaan, nog steeds as 'n junior gespeel, het altyd my gesê, yes, jy is nie groot genoeg hier nog steeds, ek het altyd nie gymgroepie gewees. Een ding wat ek kon doen, ek kon hardloop, maar volgens hulle was ek nie groot en sterk genoeg nie. 2010, vir al die leeu's ondersteuners wat jy sit, kan julle onthou, sy het elke liewe wedstryd in Super Rugby verloor. 2011 het hulle vir John Mitchell ingebring, ongelooflike coach, kennis gewys en rugby gewys, maar mens gewys was hy baie moeilike man. Hy 2011 het ons die Currie-beker gewen met hom, maar wat mense nie gesien het nie, is the mental challenges we went through with this coach being there. Een woensdag na 'n lekker gym sessie in die oggend sê hulle vir ons, hoorie, ons het vir julle 'n verrassing. Kry julle op die tartan so 12:00, dan sal julle weet wat se verrassing. Stap toe uit die middag na ons gym sessie, kom 12:00 op die tartan. John Mitchell there, he's like, your challenge for today is you're going to run for 4 hours around this track without giving up, without stopping. Sê as jy die dokter wil sien, moet die dokter langs jou kom draf. As jy die fysio wil sien, moet die fysio langs jou kom draf. Hy sê jy stop nie eers om te piepie nie. Jy moet hom maar hier langs die kant uitgooi en dan terwyl jy hardloop moet jy maar piepie. Jy stop nie. En na die tyd vir die ouens wat toe die 4 ure klaar gemaak het, waarvan ek een was, het jy 'n handdruk gekry. Sê, well done. Die beteken niks vir rugby nie. Ek wou net gekyk het of jy mentally sterk is. Ek dink, okay, Jessie, mentally sterk, my knie is so 3 jaar ouer nou, maar mentally is ek sterk. Gaan aan, so kort na dit, sê hy vir ons, hoorie, ons het 'n oefenkamp ding, ons moet slaapsakke kry, hulle kry ons by Wits Campus, en ons almal gaan toe met ons slaapsakkies daai aan, die Vrydag aan, kom maar by 'n saal in, en is net 'n saal en 'n vloer. En sê toe, waar slaap ons? Nee, gooi maar jou slaapsakkie, slaap op die vloer. So, okay, is reg. Gooi die slaapsakkie, slaap op die vloer daai aand. Die oggend 4:00, maak hulle ons wakker. Ons wil nog 'n koffietjie maak, bietjie ontbyt eet. Hulle sê vir ons, nee, hulle dink jy is 'n goeie idee nie. Die manne wat bietjie fiksheid ken, ons begin sommer reguit met 'n bleep toets.
fiksheidstoets. Reguit in 'n strongman competition in. Reguit in 'n uurse bulte en dit reën op Wits kampus, hardloop 'n uur bulte. Reguit in red jou maatjie en hulle sit al hierdie stutte voor jou, dan moet jy hulle nou gaan red want hulle kar brand. En na dit moes ons 'n fear factor doen net om lunch te kry, die ou blikkie kos met 'n worsie in en 'n Energite en 'n snytjie brood. As jy 'n challenge gewen het, kry jy dit. En na dit het ons spanne, elkeen het 'n teerpaal gekry. So ons span, jou maatjie op die teerpaal, hy's geskiet. Jy moet hom nou red. Never study at Wits. I don't know how Wits campus looked, but after that day, I know exactly how the whole Wits campus looked. Want hulle het ons rondgejaag met daai teerpaal op daai hele Wits kampus. Ons kom toe met daai middag 3 uur, kom ons by die swembad aan. Yes, we're all excited. Swembad at last. Strek ons skoene, begin ons skoene uittrek. Hy kyk ons, hy sê, "What are you doing?" "Jump in the pool, with all your clothes." Ja, ons spring in, lekker diep swembad. Hy sê, "Julle skip het gesink. Julle moet nou wag vir die helikopter, maar julle moet water trap." Red jou maatjie, na 'n lang dag, kan jy imagine, baie ouens kramp, baie ouens sukkel. Probeer 'n ou se kuit strek, dan verdrink jy amper self. En die 2 ouens wat uitgeklim het, is 2 van die ouens wat nooit regtig weer vir die coach gespeel het nie. En na die tyd het hy ook net vir ons sê, dit is om te kyk of jy mentally sterk genoeg is, want mans is mos mentally sterk. En na dit, ongeag van hoe al dinge gegaan het die spelers besef, yes, dis nie gesond nie. En ons het die senior manne het hom uitgewerk daarso. Baie mense kon nie verstaan nie, want die man het ons nou die Currie-beker gewen, en hoe kan ons nou dit doen? Maar min mense het geweet wat vir ons wag. Coach Akkers het daar oorgevat, en die dag toe hy hom aanstel, het hy nooit regtig hoofcoach experience gehad nie. Het hy geweet hoe werk die ding, en sy vrou het vir hom gelag, vir hom sê, jy's nie 'n coach, jy's 'n nar, waarmee is jy besig? Toe hy die leeu's oorvat, het hy 'n woord gekry, en die woord was Joël 2 vers 23 tot 27. En dit is 'n belofte van herstel na 'n verwoestende plaag, waar God beloof om die verlore jare te vergoed. Die gedeelte roep mense op tot vreugde en vertroue, met die belofte dat hulle versadig sal word, en God sal prys met dankbaarheid, en nooit weer in skaamte sal staan nie. Coach Akkers het die woord gekry en het hom gevat en sê, solank die leeu's die Here eer, sal ons nooit weer die laughingstock van Suid-Afrika wees nie, solank ons al die eer aan God gee. Hy het 'n hulpafrigter gesoek, hy het nie geweet wie om te bel daai tyd nie, en die ene wat hom gecoach het, waarvoor hy baie respek gehad, was Coach Swys. Daai tyd by die Sharks gewerk, en Coach Swys vertel die storie, hy het die middag by die huis gekom, hy het op die bed geval, en hy sê, my vrou, ek's gatvol vir die plek, ek's moeg, as iemand my nou bel, dan gat ek. Snaaks genoeg, Coach Akkers bel hom daai middag, sê, Coach Swys, ek soek 'n hulpafrigter, stel jy belang? Coach Swys sê, ja, okay, ek het nou hier op die bed gelê en sê, ek's gatvol, maar yes, Johannesburg is leeu wêreld, hy sal maar daar bid, en hy sal terugkom na hom toe. Terwyl Coach Swys gebid het oor die hele storie, het hy op die woord afgekom, Exodus 17. Het sê, solang Moses sy hand opgehou het, met die kierie wat God hom gegee het, was Israel sterk. Maar Moses se arms het moeg geraak, en hy 2 manne gehad, Aaron en Hur, wat sy arms kom ondersteun het, en dit in die lug gehou het. En so het hulle op die ou ende die Amalekiete verslaan. En Coach Swys het daai woord gevat, en vir Coach Akkers sê, ek het die woord gekry, want ek moet kom om jou arm sterk te maak, in hierdie battle wat ons gaan fight. Right there and then, they took over, and our motto at the Lions was, play for the audience of one, and play to inspire people. Coach always said, if you play for the audience of one, you have to impress absolutely no one. Because you know that God will always be pleased with you if you honor His name on and off the field. Play to inspire, they also said, back then, people at Ellis Park, maybe that person that's sitting there,
needs a bit of hope, needs a bit of inspiration. Maybe they use their last money to buy a ticket. Play to inspire them to go out there and be better. As we all know, rugby is 'n kultuur van bier, braai en brandewyn. En al het ons dit gedoen, was daar nog steeds baie span-events waar ons gedink het dat drank 'n span bymekaar hou. 'n Lekker kamp, lekker kuier, die ouens bymekaar hou. Dis iets waarna ek 'n bietjie later sal gaan. En Coach Akker het regtig gefokus. Mense het begin resultate sien. Maar hulle verstaan nie dat die onsekerheid van 2013, wat ons nie 'n kompetisie gehad het nie. Ons het nie geweet of ons salarisse kry nie. Waar Coach Akkers en Coach Swys moes vashou aan daai woord wat hulle gekry het. En ons moes vashou aan die motto van Play for the Audience of One en die res sal gebeur vir dit. In 2014 het ons in die Currie Cup final gespeel, maar ons het nog steeds amper laaste gekom in Super Rugby. Ek het in 2014 op my eerste Springbok toer gegaan, ongelukkig nie gespeel nie. Weer eens 'n coach gehad wat gesê het, hoorie, jy's te klein vir flank, jy gaan dit nie maak nie, maar ek dink jy moet haker toe skuif, maar jy is al bietjie oud om haker toe te skuif. So ek weet nou ongelukkig nie wat jy gaan doen nie. Daar weg, hartseer, net weer begin hard werk. 2015 het die Leeuspan aanbieding gegaan in die Curriebeeker. Playoffs en Super Rugby net gemis. 2016 het die playoff van Super Rugby gemaak. Dis als deel van die proses. Ek het dieselfde jaar bietjie in Japan gaan speel, ek het ook my Springbok debuut gemaak daai jaar. En dan dink jy soms, ek is 2014 in 'n groep, eers 2016 my cap gekry. Ons het so hard gewerk van 2013 af, eers in 2015, 16, 17 begin resultate kry. Dan het ek 'n ding raak gelees, if God is making you wait, do what waiters do and serve. Hou aan serve, waar ook al jy gaan. Of dit nou jou gemeenskap is, jou familie, jou werk, hou aan serve. Want ons as mense raak te ongeduldig, omdat ons instant gratification soek. Ons wil dit nou hê. 2017, we only lost 2 games, which the final was unfortunately one of them. In that same 2017 year, after being Springbok in 2016, the Springboks went through a tough time, and the culture was toxic. I became a man in a Springbok setup that I wasn't proud of. I was entitled. Waar gegaan het, jy's die favorite, jy party lekker, jy het mos alles in die lewe. Teruggekom, 2017, toe die Springbok groep aangekondig word, toe sit ek in Coach Akker se kantoor, sit ek en huil ek. Sê coach, wil nie gaan nie, is vir my lekker daar nie. En dit is 'n ongelooflike droom vir soveel jong mense. Maar die kultuur wat ons gehad het by Leeu's en wat daar aangaan by die bokke, was nie dieselfde nie. Maar dis ook by jou eie skuld, want jy val tot die kultuur wat geskep is en nie tot die kultuur wat dit moet wees nie. En hy sê toe vir my, Jaco, gee dit nog een kans, jy kan nie nou opgee nie. Gaan geniet jouself. En na die final wat ons verloor het, by die bokke aangesluit, en in September my laaste toets gespeel waar ek my skouer seer gemaak het, als gebreek en geskeur het, my laaste toets ooit vir die bokke wees. So sê altyd, pas op wat jy spreek in jou lewe. Mag dalk jou laaste wees. Ek het teruggekom Suid-Afrika toe, nadat die dokter net na die game vir my 'n Transact geplak het gesê, hoorie, jy sal okay wees. Maandag gaan vir scans, hulle het gesien wat's fout, alles is weg. Terugkom Suid-Afrika toe, en daai tyd het jy nog Super Rugby in Japan gedoen. So die tyd wat ek in Japan moes wees, het ek vir die bokke gespeel. En ek gaan toe in vir my operasie, kom uit, toe ek uitkom, toe bel die agent my. Vir my agent my, sê, Jaco, Japanees het jou kontrak kanseleer, die kontrak het in Augustus begin, die kontrak was Augustus tot Januarie, dit was September, hulle sê, jou kontrak kanseleer en jy moet jou Augustus paycheck terugbetaal, want jy het nou nie daar gespeel nie. Ek sê, dit gaan nie gebeur nie, dit is nie jou kontrak werk nie. Hy sê, but there's more.
Hy sê die bokke gaan ongelukkig nie jou kontrakversekering betaal nie, so op die oomblik as die Japaneese jou kontrak kanselleer en jy sit sonder 'n werk, want niemand gaan jou betaal nie. So mens sien altyd die heroes en die mense wat preach van in die sportwêreld, doen dit vir jou land, doen dit vir die span, ons is broers hierso. Kan jou beloof as jy seer kry, staan jy man alleen. Daar's nie baie mense wat dan vir jou omgee nie. Dit was my 'n groot gatslag geweest, dat ek nie regtig geweet wat om te doen, waarom te doen nie. Coach Akkers gevolg na die UK toe, uit woede uit kwaadheid, wat nie een van die swakste besluite was in my lewe. En van daar af het ek 2017 tot 2022 elke liewe jare 'n operasie gekry. Dinge wat net so gebeur het. Ek het 2023 my boots opgehang, amper 200 wedstryde vir Lions gespeel, bietjie in Japan, bietjie in die UK, 11 toetse vir die bokke. En na rugby, ek het die laaste jaar geweet ek gaan klaarmaak. In my laaste seisoen wat ek voor die een game gaan hy 'n dokter toe sê, "Dok, my maag is seer." Sê nee man, is seker blinde darm of ietsie, wees net rustig. Is in die hospitaal opgeneem, net voor die laaste seisoen begin, dat die dokter vir my gesê het, "Jaco, you're a walking time bomb." Daar op 6 op my dikdarm gehad wat binne toe gebars het. En hulle het dit 'n bietjie laat opgetel. In my laaste seisoen was ek 4 maande uit rugby uit vir dit. 2023 klaar gemaak, ek geweet ek maak klaar. Voorbranding gemaak, lekker werk gekry, goeie kar, goeie salaris. 'n Ou wat nog steeds baie na in my hart is, nog steeds baie vir my omgee. Het vir my amper die rooi tapuit uitgegooi, want ouens sukkel na rugby. But after 15 years of rugby being my life, I lost my purpose. I thought rugby was my purpose. And what was gone, I started making all the wrong decisions that one could make. I was the party animal back in Pretoria, having jol after jol. Dag na dag, yes, almal koop vir jou bier, jy is nog 'n naam wat almal ken, koop shots, lekker lewe. Arie het daai tyd, dis my baas, hy het daai tyd 'n kroeg oopgemaak, hy het sê, "Jaco, jy's aandeelhouer in die kroeg. Jy ran hom." Jessie, nog petrol op die vuur. Kom ons nou verskoning om saam mense te kuier. I didn't just go through uncertainty and pain. I responded in the wrong way. I turned to alcohol, to drugs, to women, trying to fill something that was broken inside me. And instead of healing, I was destroying myself and every heart that was in my life. Daai Desember, nooi die Lions my na die jaar en funksie toe. Hulle sê vir my, "Jaco, there's an award being named after you, the JK6 Leadership Award. The youngest or oldest player that shows the most leadership throughout the year gets this award." En dit my laat dink, die lewe waarmee ek besig is, en hierdie award wat nou na my toe vernoem is, dit kom nie by mekaar uit nie. En na 6 biere, is daai gedagte ook my kop uit, en dan gaan my net aan met my lewe. Kort daarna het ek my vrou ontmoet. Sy het bemarking gedoen naby 'n restaurant bar in Pretoria, perfek ingepas by my prentjie. Ek kan lekker gaan jol, kyk na 'n mooi vrou. Maar op die meantime is ek nog besig met hierdie seks, drugs en rock and roll op die kant. En dit was, wat het net van was, het dit my leefstyl geword. Vroeë oggende lê ek in my bed, dronk so 'n tors, hoog so 'n kite. Liewe Jesus, asseblief, ek wil nie meer dit doen nie. Die volgende dag gaan ek maar weer aan. Eers na die tyd uitgevind, wat nou my vrou is, het daai tyd gebid, liewe Jesus, hierdie is 'n ongelooflike man, maar as hy nie gemaak is vir my nie, vat hy asseblief uit my lewe uit, want hy maak my seer. En tog het ek elke keer net teruggegaan. Later hoor ek baie lief vir Coach Akkers en sy vrou, hulle was daai tyd in Japan. Later hoor ek, word in die oggenduur in Japan wakker. En waarmee ek besig was hier in Suid-Afrika, en word hulle wakker, en vra Coach Akkers vir Tannie Christel, wat's fout? Sê nee, Jaco is op my hart, hy is nie alright nie, ons moet vir hom bid. Sê Coach Akkers, hy voel dit ook. Sê Tannie in trane, oggendure bid hulle vir my in Japan. Sy voel alleen,
Jy voel jy is besig met al die goed, jy dryf verder van die Here af weg, maar tog sal daar altyd mense wees. Waar daar bid, wat vir mekaar bid. En dis die mense wat jou lewe gaan red. Through all of this, my rugby career and life after rugby, I always wondered what my purpose in life is. Ek was nooit happy met ek's 'n rugby speler nie. Dit was nie vir my goed genoeg nie. I can now say that I understand my journey and my purpose, that my purpose in life is to inspire people, especially the youth of today, to never give up and make better choices. And more important, to let God take over your life as soon as possible if it's not already done. Ek en my vrou het so 2 jaar terug besluit, tot hier toe nie verder nie. Drank, drugs, alles, net so boef. Sy was ek was op my paadjie. Op my verjaarsdag 2 jaar terug sê ek, okay, dis dan. Alkohol was die begin van baie probleme in my verhouding, in my huwelik, in my alledaagse lewe. Ek het dit opgegee, 2 jaar terug. Regte pad begin stap. Die dag toe jy dit opgee, toe verdwyn nou mense uit jou lewe uit. Nee, jy is boring. Nee, jy is dit. Mense voel sleg rondom jou. Jy is nie meer cool nie. And then I read a thing, stop seeking validation from a world that crucified a perfect man. Because in an everyday lifestyle, we're so worried about what other people think, what other people's opinions are about us, that we're living for them. At the end of the day, you've got one purpose, to live for God. This whole journey started with when I was really young. Didn't I have life easy? As I said, I grew up in Standerton, family of 5. It's the youngest. Amazing support system. Ek was so 6-7 jaar oud, toe het my ma eie kleuterskool oopgemaak in Standerton. Kleuterskool het begin goed doen. Sy het 'n dobbelprobleem ontwikkel. Verkeerde besluite begin maak, begin dobbel. Daai tyd was daar nog nie online gambling nie, moes maar fisies casino toe ry en gaan dobbel. En as die jongste, het sy my altyd saamgevat. In die begin was dit lekker. Yes, Magic Company, jy kry Switch, jy speel lekker games. Tot my bed geraak het, tot 2-3 in die oggende. My ma dobbel, vergeet van haar kind, ek raak in die slaap op die masjiene, kom haal sy my in die oggende, gat ons huis toe. En so aangehou vir 'n paar jaar. Ek was 9 jaar oud, toe ek teen een van die grootste besluite van my lewe gemaak het, just by the grace of God. My ma het weer na my toe gekom, sê, my seun, kom ons gaan Skunda toe, kom ons gaan Graceland toe. So 9-jarige laaitjie het ek daar gestaan en sê, nee ma, gaan nie saam nie. Ek het al geweet hoe dit uitwerk. Daai aand op pad terug van die casino af, is hy baie groot motorongeluk. Hele linkerkant van die kar, gone. So kan daai kar was, sou ek nie vandag hier gestaan het nie. My ma het haar skedel gebreek, breinskade gekry in die kar, in die ongeluk. Geen dokter het haar kans gegee nie. Dit was baie lank in ICU. So harde gehad soos hy was, het sy daar deurgetrek. Maar so harde gehad soos hy was, het sy nooit al medikasie gedrink nie. Sy het begin sukkel met depressie, bipolêr. En die huisomstandighede wat ons geken het, was iets van die verlede. Sy my pa het dag en nag beklei, gevloek en geskel. Is my ma nie lekker nie, ons weet nie eers vir wat beklei sy nie. Die oggend as jy wakker word, dan kyk jy eers hoor jy wat se ma het ons vandag. Maar ek het my arme pa jammer gekry. Waar jy in 'n kamer instap, waar my pa net sit, waar my ma my pa so slaan. Sê, ek gaan jou skei, ek wil skei. En sê my pa net, jy gaan nêrens nie, dis my vrou. Sien jy dit op 'n daaglikse basis. Ek was 11 jaar oud, sit ek in die laerskool. Ek kon dag af, Jaco Kriel, kom asseblief met jou tas kantoor toe. 11-jarige laaitjie stap my tasie kantoor toe. Hier staan my ma. Sy sê, hoor jy gaan gee jou boeke in, gaan groet jou maatjies, ons trek. Ek dink, yes, as 'n 11-jarige laaitjie moet jy seker weet as jy trek. Ongeag, gee my boeke in, groet my maatjies, hoor jy ons trek. Kom by my ma, sy sê nee, ons gaan Maagheid toe na my ouma toe. Ek gaan see toe, let's go. Happy days. Toe ons uitkom met die kar, toe sy die kar in die waantjie gepak, met net my en haar goed.
En soos ons ry, het ek agtergekom, ons is nie besig om te trek nie, ons is besig om weg te hardloop. Sy en my pa het weer 'n fight gehad, sy het besluit, sy vat nou sy laaitie, en hier gaan ons see toe. Ek is nog steeds opgewonde, as jy alvarige laaitie wat see toe gaan, wat meer wil jy hê? Gaan ons see toe, ons is daar vir 'n week. Het my ma weer 'n change of heart. Na 'n week pak sy maar weer die kar, pak sy weer die trailer, terug Standerton toe. Daai maandag stap ek by die skool en hallo maatjies, ek's terug, al my boeke kry. So 'n verskriklike onstabiele omgewing waar jy op 'n daaglikse basis nie geweet het wat om te verwag nie. Ek was 13 jaar oud, toe ek 13 geword het, toe my broer al uit die skool uit. Hy het in Johannesburg gaan werk, my suster het getrou met 'n boer. Hulle het daar in Pongola gebly. En ek was 13 jaar oud op Nuwejaars. My ma en pa is na 'n Nuwejaarsdans toe. En is net ek en my kleerling vriend ou Bernard Swart. Hy bly nog steeds daar in Standerton. En daai tyd het ons nog PlayStation 1 gehad. Ek weet nie hoeveel van julle manne weet hoe lyk 'n PlayStation. Ja, sy. PlayStation 1, Journal Loma Rugby, Brian Lara Cricket. Yes, ultimate games gewees. Nog ons gaan 'n hele aand jol, niemand gaan ons pla nie. Daai oggend 12:30 op Nuwejaar kom my ma en pa terug van die Nuwejaarsdans af, alkohol betrokke en is weer gevloek en geskel en geskree. Fight, ek en my chommy speel net PlayStation, probeer ignoreer wat hier aangaan. En glase wat breek en 'n geskel, kry so half skaam. Speel aan, so 1:30 daai oggend, toe raak dit bietjie rustiger en ons speel nog PlayStation man, klein laaities op vakansie, speel jol PlayStation. My ma kom so verby my gestap. Sy kyk so af. Sy sê vir my, ek's lief vir jou my seun. Jol nog PlayStation, kyk al, ja, ek's lief vir ma. Min wetend dat die laaste woorde ooit sal wees wat ek vir my ma sê. Sy het kamer toe gestap en sy het haarself geskiet. Ek gedink is Nuwejaarskrekkers wat afgaan. Ek en my chommy joke nog, eers hulle bietjie laat, dis amper 2:00 die oggend. Dis 'n bietjie laat van die Nuwejaar. My pa het op haar afgekom. Ons het die huis uitgevat en eers die volgende dag vir my kom sê, hoor jy my seun, mamma is nie meer met ons nie. Nou so 'n jong laaitie, jy weet nie hoe om hy te verwerk nie. Jy weet lewe gaan aan, maar jy weet nie wat, hoe beïnvloed dit jou lewe nou nie. Jy het nie meer 'n ma nie, wat gaan aan? My pa was regtig daar gewees, ek dink is die vinnigste wat hy geleer het, boeke oortrek, maar hy het gedoen. Dis daar vir my gewees, my suster het probeer om my ma se rol vol te staan, my broer was ook regtig daar vir my gewees, en die gemeenskap was daar. Jy gaan hoërskool toe, so onbekend, jy is nog die baba. En daar het ons 'n stappie vir stappie net deurgevat. En net eintlik survive. 'n jaar later sit ek en my pa een Sondag voor die TV. Daai tyd, ek dink dit was 'n Ruda Landman op Carte Blanche, die ou Carte Blanche gevoel. En hy kry 'n foonoproep. Ek sien sy gesig val so, sit die foon neer. Hy so, my seun, jou broer het homself nou net geskiet. So in Johannesburg gewerk, weet nie wat gebeur het nie. Het homself geskiet. En jy voel so half betrayed. You feel betrayed because the two people that probably should love you the most in your eyes decides to take their own lives. So you're like, how does this work? What's happening? En my pa het langs my kom sit en hy het gesê, my seun, jy moet een ding verstaan in die lewe. Hy sê, almal in die lewe gaan deur iets. Almal wat hier sit, gaan ook seker teen deur iets. Hy sê, my seun, as jy in die oggende wakker word, en jy voel so, jy is nie lus vir die dag nie, want dit en dit het nou met my gebeur. Hy sê, my seun, die lewe gaan nie vir jou wag, tot jy beter voel, voor hy aanbeweeg nie. Hy sê, ongeag van hoe jy voel in die oggende as jy opstaan, die lewe gaan aanbeweeg. Hy sê, toe, maar as jy so voel, is verstaanbaar. Maar as jy so voel, word wakker in die oggende, maak jou bed op, maak seker jy is netjies, maak seker jy is op tyd. Wees dankbaar vir wat jy het. Hy sê, dis alles goed wat geen talent nodig het nie. Hy sê, my seun, doen net daai klein goedjies. En dit het my regtig gehelp daai tyd. Jy het selgroepe bygewoon en die dominee was daar vir jou gewees en jy het so net vertrou dat die dinge gaan reg wees.
My pa het nie regtig sy eie raad gevolg nie. Hy het na daai twee goed het hy regtig baie begin kuier. Dis die kuiergat gewees daar op Standerton op naweke. Hy's altyd daar gewees wanneer ek hom nodig gehad het, maar hy het baie gedrink. En 15, 16 jarige ouderdom was ek sy drywer daar op Standerton. Gelukkig was daar nie baie polisie nie, so hom het gevang nie, maar dis hoe ons net dag vir dag deurgegaan het. Ek was 17 jaar oud, in my graad 11 jaar, in die begin van my graad 11 jaar te ontmoet hy my stiefma. So skoolhoof gewees daar in Standerton. Almal weet 'n skoolhoof is nogal stryd en narrow, jy sukkel nie meer skoolhoof nie. En ongeag van dit het sy baie liefde, stabiliteit, omgee in ons huishouding gebring. En die grootste verskil wat ek kon sien is in my pa, hoe hy sy lewe begin omdraai het. Daai tyd is hy nog 'n bietjie rebellies, hy begin toets met drank en al die verkeerde dinge doen en jy dink jy's stout. Toe besluit my pa, ek's nou op die stryd en narrow. Ek kon nou nie meer skelm gaan drink het nie. My lewe eintlik bietjie moeilik gemaak. Maar dit was ongelooflik om daai verandering in sy lewe te sien. Aan die einde van my staat 9 jaar sit ek in die wiskundeklas en hulle kondig af. Jaco Kriel, kom asseblief kantoor toe. Stap af kantoor toe. My pa het nooit ingemeng by die skool nie. Hy was daar as ek moeilikheid aangejaag het en hy was daar op sportveld so daar een kant gestaan het en my ondersteun het. Kom maar afgestap, hier staan my pa. Sê gaan haal jou tas. Ek dog, ja, wat ek nou weer gedoen. Maar net voor dit het hulle ons gevang, brandewyn shot drink by die revue. So ek gedink, hier gaan ons alweer. So weer in die moeilikheid. Gaan haal my tas, stap so af. Toe ons so by die skool uitstap, toe gryp hy my so om die skouer, toe begin hy so ruk van die huil. Sê hy, my kind, jou suster en haar klein dogtertjie is nou net oorlede in 'n karongeluk. Hulle van Pongola af gery stad toe. Kop en kop botsing. Albei is oorlede. Om daai nuus te hoor, dit breek jou. Ek het nie geweet wat se kant toe nie. Ek was kwaad vir almal, vir alles. Dis normaal om deur jou emosies te gaan. Dis normaal om kwaad te wees, jy moet daai goed werk. Maar die grootste fout wat ek gemaak het, was ek het begin jammer voel vir myself. Is arme Jaco, arme ek. Nou met al hierdie kwaad en jammer voel vir jouself. Ek gaan Desember na een van my pelle toe in Port Shepstone. Die 17-jarige man wat nou volgens homself volgroeid is en braaf is. Na een dag gaan koop ek vir my 12 Savannah Lights. Ek moet nog daai plek gaan soek wat ander age drinking verkoop, maar koop vir my 12 Savannah Lights, gaan sit op die strand. Ek is nou kwaad en ek kry myself jammer. Ek is nou braaf genoeg en dan begin hierdie Savannah Lights so drink. Toe ek nou lekker klaar die 12 Savannah Lights gedrink het, lekker onder die prop, sit ek in die aand daar op die strand en daai tyd het ons geleer van Ingrid Jonker op skool. She was a poet that walked into the ocean nobody ever saw again. For all these emotions going on within my heart and me feeling sorry for myself and probably seeking attention in all the wrong ways. My drunk little body, I decided there and then, my mother did it, my brother did it, I'm going to walk into this ocean, no one's going to ever see me again. Dis waar ek agtergekom het, die Here het ook 'n bietjie 'n sin van humor en hy kyk altyd na ons. Hoe meer ek my dronk lyfie daar in die golwe probeer instap, hoe meer slaat daai golwe my verder uit op die strand. Ja, dan as ek in, dan as ek weer uit. Dan as ek in, dan as ek weer uit. En ek 'n paar keer probeer. Eventueel te gee ek op. My dronk lyfie terug huis toe, pap nat. But say I succeeded that evening. Daai stroom kom my net sowel ingevat het. If I succeeded in the moment of darkness, in a moment where I saw no hope, I wouldn't have taken away all the opportunities that God has planned for me in my future. My whole rugby career, my beautiful wife that I have, the amazing privilege to stand here and share with all of you. In 'n oomblik van swakheid, is net daai een oomblikie, kon dit net so verander het. Dit was in 2006, waar ek down in 'n dumps was. Letterlik 10 jaar later, het ek 'n springbok geword. Baie van ons sit in daai gat vas. We stuck in that hole. We don't see a way out. How long are you willing to just look up? Say, thank you, God. Please help me, God. Every single day. And maybe 2, 5, 10, 15 years later,
you'll see, yes, He's an amazing God. He had an amazing plan with my life. Who am I to doubt the Almighty? Ongeag van daai stupid besluit wat ek gemaak het ek 'n jaar daarna hoofseun geword daar in Hoërskool Standerton. Dit was definitief nie akademie nie, ek dink dit was meer sport georiënteerd. En there you also realize that not everybody in your life wants to see you succeed. Because jealousy is real. Envy is real. You'll have people in your life, as John said last night, when he was weeping and crying, the girls sat there and, yeah, lekker. You'll get people like that. They wait for you to make a mistake, or they wait for you to fall. And then will laugh at you, or hulle sal van jou skinder. Dis maar daai mense wys wat liefde en omgee is. Maar die twee mense wat my regtig gewys het wat liefde en omgee was twee onderwysers gewees op skool. Now I went through all the tough times. Ek was graad 8, my ma is nie meer daar nie, my broer suster is uit die skool uit, my pa moes werk om te voorsien vir ons. Hy kon my nie elke dag oplaai en aflaai nie. So 8 kilos van die skool afgebly. Sê, my son, you have a bicycle. Jump on your bike, go. First day I jumped on my bike on my way to rugby practice. 100 meters in, wap, wap, hier te hol. Hier gaat oor kop, jy sien dit stofspat. Sakkespad. En die van julle wat al hard geval het met 'n fiets, weet as jou vurk lekker gebuig is voor, dan het jy nogal hard geval. En ek kyk daai fietsie van my so, I say, yes, my dad's going to think I did this on purpose, because I don't want to ride my bike to school. Take my bike back home, rugsakke op die rug, hardloop skool toe. I was fit, I wasn't that fit, I was really late for rugby practice. And the teacher back then, meneer Jan Verviers, he called me one side, said, Jaco, why are you late? I explained to him this whole story in detail. En in plaas van om my te vloek en te skaal en te straf, of iets my te sê, his only action was, from that day on, he was the one to make sure I get to school and back. He was the one who picks me up everywhere I need to go. Dis nie geld en tyd vir vakansies nie. My tyd is gesom neer vir Jan Verviers, atletiekveld, rugbyveld. Al hierdie emosies en goed uitgeoefen. Rugby of sport was my get out of jail. Made me feel better. His wife packed me a lunchbox every single day. My pa was nie die beste broodjiepakker gewees nie. Die vrou het vir my broodjies pak, eerste pouse sit ons, eet ons broodjies saam en gaan ons aan met ons dag. Twee mense wat 'n verlore klein seentjie gesien het en net hom lief gehad. Nie geweet of ek iets gaan bereik eendag nie. Hulle het my net lief gehad. I wasn't the only child they did it for. Na skool, my pa getrou, my stiefma, ongelooflike vrou, en dinge het weer begin goed gaan. Life went great again. 2014, the Lions won a couple of games on a trot, being back in Super Rugby. Nobody gave us a chance. And the one Sunday I was sitting in Panarottis, saw a body, not keen for people, just want to eat my pizza, go home. My phone keeps on ringing. Eventually answered it. It's my aunt. Listen, Jaco, your dad is in hospital. He had a heart attack. Just jumped in my car, drove through to the hospital. En die ouer garde, my pa is hier so 1960 gebore, almal weer dis stawwe manne. Hulle dink hulle kan alles oorkom. Soos ek in die hospitaal instap, het my pa die dokter al die longtoetse op my laat doen wat hy moes doen, net om te probeer bewys dat hy gesond genoeg is om huis toe te gaan. Want toe nou nie die geval is nie, hy was rukkie daar. Hy is 'n fighter. 10 komritse gehardloop, August gery met die fiets, Midmar geswem. Ek dink hy het laaste gekom in die Midmar, maar hy het hom klaar gemaak. Baie aktiewe man, so in sy kop kon hy nie verstaan waar kom die hartaanval vandaan nie. Daar deurgetrek, maar hy kry nog steeds daai vrees van, yes, my pa. 2016 was one of the best years of my life in terms of achieving this amazing dream, playing for the Springboks. Experiencing Japan. It was also one of the worst years of my life because my dad was diagnosed with motor neuron disease, MND. There's no cure to it. Fight as long as you can. Ek en my pa het gesit, mekaar jammer gekry, gehuil,
getreur. And afterwards, there's actually a lesson to that. We tend to use, or we've heard about the word YOLO before. You only live once. And we usually use it when we're on our way to make a stupid decision or a stupid mistake. YOLO, why not? Ek sê jou vandag wil dit sê, jy lewe elke liewe dag. You have the opportunity to live every day 100%. But as humans, we're so good at making excuses. As die vak op skool was, het ons almal 'n A+ gekry. As die graad was, het ons almal omgekom. Because we're so good at making excuses at anything that we don't want to do, or that seems too hard to do. We have so much to be grateful for. What's that little bit going to take from us just to wake up every day? Yes, I've got this day. My wife is like that. Every single, hallo liefie, het jy lekker geslaap? As ek nog eens, ja, dankie my skat. Maar ons het die voorreg om dit te doen. My pa het so 'n loopringetjie gehad. Daar in Japan kom kuier, hy het so 'n klein Japaneesie gelyk man. Maar hy het kom toer. Die eerste keer wat hy in Suid-Afrika is. Ek het hom nie jammer gekry nie, ek het hom gelos daar in die Japaneese strate. Solank ek aan die einde van die aand van brandas en coke gooi, as die man happy. Sê dankie. 2018 was hy al in 'n rolstoel. Sê ek vir hom, pa, kom kuier vir my in die UK. Sê nee man, ek wil nie 'n hassle wees nie. I don't want to be in trouble. Ek sê kom man. Didn't feel sorry for him. Ons nogal baie mense in die UK in rolstoele, so hulle is nogal ingerig daar. En hy het homself geniet. Ek en hy op en af aan die Londenstrate. Homself geniet. But he lived life. But he had to realize that the end is in sight before he could have lived life. And I know it's circumstances because he had to work to provide for his family. Maar terwyl ons dit doen, kan ons ook lewe en goed doen wat ons wil doen. 2020 toe kom ek terug van die UK af, weer is horribaal, die mense is interessant. Ek het dit nie baie geniet daar, ek wou meer tyd saam my pa spandeer. Kom terug, boem, COVID. Ek was ek was ook saam met 'n vrou in 'n huis toe gesluit in COVID wat nie te goed gegaan het nie. So ek voel jou pyn. En wou meer tyd saam my pa spandeer, COVID. My pa wil nie uit die huis uitkom nie. COVID het 'n bietjie begin lig. We started training at the Lions again. Sitting in a meeting one day, my stepmom phoned me. She's like, Jaco, your dad is in the hospital, you must come. I said, cheers cash, cheers manne, sien julle later. Jumped to my car, and I wasn't even out of Ellis Park when a doctor phoned me and said, Jaco, unfortunately your father didn't make it. Ek staan hier so vandag en vertel vir julle al die vir julle om my jammer te kry. Ons almal het drome en doelwitte in die lewe. En ons almal kan beplan wat ons wil doen in die lewe. Maar op die einde van die dag moet ons eintlik net 100% op God vertrou wat sy plan is met die lewe. Maak nie saak wat met ons gebeur nie. Want daar kan soveel dinge met jou gebeur in die lewe. Dalk die mense waarvoor jy liefste is kan weggevat word. Dalk aardse goed wat jy dink is belangrik kan van jou weggevat word. Maar op die einde van die dag om by God se voete te staan. Dalk 'n smile op sy gesig te sien. Oor die lewe wat jy gelewe het. Hoe jy met mense hanteer het. Hoe jy sy naam groot gemaak het. Vir my, as al manne is wat deur goed gaan, vir my was dit moeilik. My pa was 'n trotse man. Hy het altyd vir my gesê, Jaco, jy praat nie oor die goed nie, dis persoonlike goed. Hy was altyd baie bang geweest oor die huisgenoot toe ek begin rugby speel. Hy sê, jy praat nie met die huisgenoot nie. En was 'n groot fight met my troue, want my vrou wou baie graag 'n artikel in die huisgenoot gehad. Ek sê vir my vrou, ek het 'n belofte aan my pa gemaak, ek sal nooit in my lewe met die huisgenoot praat nie. Beloof. Maar dit was 'n groot ding, want hy was altyd skaam daaroor geweest. Hy het skaam gevoel oor wat met ons gebeur het. Manne, moenie so wees nie. As daar iets op jou hart is, share.
Want ons is so skaam oor wat met ons gebeur, ons is so bang wat mense gaan dink, dat ons al swaar op ons eie hart dra. Dis ongelooflike manne, deel met mekaar. Jy hoef nie alleen te sukkel nie. Ons is altyd, is dit partykeer moeilik om te sê, ja, hierdie ou het alweer afgepak by my. Maar ek breek eintlik die woorde, maar as daar iets met daai ou gebeur, of hy iets met homself doen, dan is ons gewoonlik die eerste mense, hoekom het hy nie net iets gesê nie? Kom ons wees regtig daar vir mekaar. Maar nou as daar een ding is wat die lewe my geleer het, is dit. Die pad na sukses gaan nie oor perfeksie nie. Dit word gemerk deur volharding. Dit word gemerk deur die moed om weer op te staan. En weer, en weer. Elke man hier gaan oomblikke beleef waar die lewe hom plat slaan. Oomblikke waar dinge nie volgens plan verloop nie. Oomblikke waar die druk te swaar raak en voel en die pad vorentoe te lank en donker lyk. Maar jou toekoms word nie bepaal oor hoeveel keer jy val of misluk nie. Dit word bepaal of jy besluit om weer op te staan. Die Bybel sê in Spreuke 24 vers 16, want 7 maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in ongeluk. Let op, dit sê nie die regverdige val nooit nie. Dit sê die regverdige staan weer op. Ware krag is om op te staan, te midde van teëspoed en te sê, ek is nog nie klaar nie, want ek weet die Here het 'n ongelooflike plan met my lewe. Manne, God het ons nie geroep tot 'n lewe van perfeksie nie, maar hy het ons geroep tot 'n lewe van getrouheid. Getrouheid wanneer dit goed gaan. Getrouheid wanneer dinge uitmekaar uitval. Getrouheid wanneer jy sterk voel en getrouheid wanneer jy voel jy het niks meer oor nie. Dieselfde God wat jou roep, is die God wat jou versterk. Die Bybel sê in Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Manne, dit beteken jou omstandighede bepaal nie jou krag nie. Jou krag kom van die Here af. En wanneer jou krag van God afkom, is mislukking nooit finaal nie. Terugslag is nooit die einde nie. Teëspoed word die opleidingsgrond waar God die man vorm wat hy geskep het. So as jy vanoggend een ding onthou dit. Jou lewe hoef nie perfek te wees vir God om dit kragtig te gebruik nie. Ek was besig met drank, ek was besig met vrouens, ek was besig met drugs. Dis goed, ek en John het mekaar nie raak gekuier nie, ons sou 'n lang lyn gevat het. En hoe meer ons betrokke raak by sulke goed, hoe verder dryf ons onsself van God af. God geraak nie weg nie. Ons begin skuldig voel en trek onsself weg. Gaan sit net en sê, "Jessie, is jammer." En dis 'n proses, dis 'n daaglikse besluit, daaglikse proses. Jou verlede diskwalifiseer jou nie. Jou mislukkings kanselleer nie jou doel nie. Jou terugslag bepaal nie jou bestemming nie. Wat saak maak is dat jy weer opstaan, dat jy aanhou vorentoe beweeg en vertrou dat God nog nie klaar is met jou storie nie. Want die maatstaaf van 'n man is nie hoe maklik sy pad was nie. Die maatstaaf van 'n man is of hy loop wanneer die pad moeilik raak. Manne, die wêreld het nie perfekte mans nodig nie. Die wêreld het mans nodig wat weier om op te gee. Mans wat staan wanneer dinge moeilik raak. Mans wat lei met moed, geloof en hoop. En julle vandag hier uitstap, kan julle maar verseker weet, God het nog steeds 'n doel met jou lewe. God het nog steeds 'n roeping op jou lewe. En as jy hom bly vertrou, bly staan en vorentoe beweeg, lê die beste hoofstukke van jou storie nog voor. Staan weer op, staan altyd sterk, want God is nog nie klaar met jou nie. Baie dankie. Manne, ek dink ons kan 'n beter hande klap as daai gooi. Dankie Jaco.
Ja, manne, ek weet nie van jou nie, maar ek wil hierdie oomblik net vir ewig spaar. Ek sê ou wat maklik huil, ek huil voor Pick n Pay se deure nog oopgaan. Maar ek wil hê julle moet weet wat dit vat vir Jaco om sy hart so uit te haal en sy lewe so voor ons verby te speel. So ons wil nie laat hierdie oomblik net sommer, ek wil nie die woord goedkoop gebruik nie, maar ek wil vir jou sê, ons het 'n bedieningstent hier. As jy nie soontoe wil gaan nie, praat met een van hierdie ouens met hierdie neon, pragtige, weet jy wat noem ons dit nie, baadjies, pips, maar moenie laat hierdie naweek verbygaan sonder om jou goeders neer te sit. Dit het hierdie ouens, jy moet diep om jou hart so op 'n stage voor manne te deel. Ek kyk na die perde, absolute dissipline, hulle staan en hulle luister ook. So jy het geluister hierdie naweek. As 'n tydperk wat ons nou het, van nou tot vanmiddag, want even Dad Angus ken die woord kuier. Soos ons hier is dit hierdie naweek Mighty Men Namibië. Woestyn net so regs van hulle, stage op die strand, links van hulle is die see. En ek sit nou daar en dink, party van ons slaap min met hierdie naweke. En jare terug daar by Jeffreys Bay, en 'n man is moeg. En Anesh sê nou man, I know just the thing. Anesh is 'n broer van ons af uit KZN, en hy maak vir ons daar wille biryani. Julle, toe ek die eerste happie so vat, en ek doen nie goed met hierdie warm goed nie. Toe is ek waawyd wakker. So Anesh het gister vir hulle daar in die woestyn 'n beesbiryani gemaak. So ek weet nie van julle nie, ek hou van kos. Sê oks, slaie wen nie skrams nie. So kom ons maak dit werd hierdie naweek. Kom ons gaan maak 'n draai by die bedieningstent. Ons het alreeds manne gehad gisterond wat dinge afgelê het, man. Dit is amazing om te sien wat die Here doen op hierdie naweek. Regtig. Dankie Jaco, weer eens. Thanks boys. Wanneer ons gaan breek, ons kom weer by mekaar vanmiddag, maar soos ek sê, moenie die naweek laat verbygaan sonder dat jy daar 'n draai gemaak het. Dis eintlik die belangrikste plek van die hele naweek. Is daai tent. Om net 'n bietjie daar te gaan sit. Dis die ouens wat vir die huisgenote verhale skryf daar binne nie. Dis ouens wat jy kan vertrou met jou storie. Ons vind baie keer ouens loop met 'n ding, maar hy weet nie, hy kan nie daaroor praat nie. Ek en Gina, en ek weet Gina het hierdie sessie geniet, want dit is seker die grootste leeu supporter wat ek ken. Hou sy. Julle is daarom een. En ek en hy kom 'n lang pad van 18 jaar wat ons sien wat die Here doen aan manne se harte. En jy kan dit by min ander kampe kry as by 'n Mighty Men. Ons is verskillende denominasies hierso. Ons het respek vir mekaar. Gaan sit 'n bietjie en kuier. Dit is hierdie naweek tyd om bietjie pelle te maak, man. Ons het ouens, let's determine who comes the furthest away from this place. Okay, wie dink hulle is die bly die verste weg van Kraddock af? Yes. We've got 2 guys from Poland. That's why we mix the milkshake, so bietjie Engels en bietjie Afrikaans. Ek sit vanoggend en dink, Piet Jacobs, he always said he had to wait for his grandfather to pass away before he was able to pass English as a subject. So it's time to connect with somebody this weekend. Maybe just go to a guy and say, man, ek like jou hoed. Ek wil al die hele naweek vir jou sê, ek like jou hoed. And a connection will be formed. We need each other, man. Eugene is my accountability partner. We go through things in life, we can't take it alone, man. Ons is groot gemaak in daai era wat Jaco van praat, van cowboys don't cry. En Gina sê altyd, not in front of the horses. En hy weet nie of die perd moet huil of hy moet huil nie, maar ja. Dis die naweek tyd om bietjie daai dinge agter ons te sit, man. I honor the Lord for the young boys that's here, playing. And man, in my wildest dreams, Michał, I never thought you would name your youngest son or your son Jan. How awesome is that? A guy from Poland naming his son Jan. Jan, where are you? Where's Jan? Where's little Jan?
Alright, don't worry. So ja, manne, kom ons breek. Kom ons vat 'n lekker breek. Die manning van die bedieningstent, wil julle nie net vir ons daai kant toe beweeg, laat die ouens kan sien nie. Ons program vir nou is bietjie klaar. Maar jy hoef nêrens heen te gaan nie. Dagbesoekers, jy kan net hier so bly. Hier's genoeg goedjies om jy mee besig te hou. Stap 'n bietjie op die terrein, check 'n bietjie hoe dit hier so lyk. Ou Callie het gesê hy gaan vir ons vanoggend wys waar hier's blykbaar 'n rivier. As die manne wil dorp toe gaan van hier af, dan vat hulle 'n tube. Ons sal hier op die tube aan flits hulle rivier toe. Ek hoop nie ek gee 'n paar ouens 'n gameplan weg hier nie. Daar in my kamer waar ek slaap teen die dak, lyk dit of 'n voorspeler sy hele gameplan daar teen die dak geplak het. So die Here gee vir jou die naweekie gameplan, manne. Kom ons gaan maak 'n draai daai kant. Iewers oor die naweek maak 'n draai daai kant. Dankie boys. Dankie aan hierdie manne van LED Media en nou myntjies in sy span vir alles wat julle hier doen. Ons stap al 'n paar jare pad met hierdie manne wat hierdie stage opsit. Hulle is so seuns vir ons. Sê vir die ou dankie man. Sê vir die ou langs jou dankie vir wat jy doen. En kuier lekker hierdie naweek. Amen. Amen. Ek sê kom hier van binne af, né? Amen. Asai.